Môre. Nou ja, vandag is ons 'n bietjie by 'n girly boek. Spesiaal so rondom Moedersdag, val dit so reg in plek. Die boek se naam is Rit. Ons het nou laasweek gesien van rigters wat oorlog gemaak het en fights en te kere gegaan het om uiteindelik 'n plekkie te kry. 12 rigters, elkeen 'n fight. Vandag is daar nie fights nie. Daar is nie skop en fight en skiet en gaan te kere nie. Daar's 'n girly inslag wat gaan oor praat, kommunikeer. En dis lang stukke dialoog en daar's selfs 'n bietjie romanse en daar's 'n begrafnis en daar's geboortes en is hierdie lang storie van net 4 hoofstukke wat gaan oor vrouens. Incredible, eintlik 3 karakters. Rut en Naomi en dan Boas. So die storie gaan so. Naomi, dis die ma, sy en haar man speel ek het met bankrot. Dis hongersnood. En hulle besluit, hulle gaan die vlugtelingstatus doen en hulle gaan wegvlug en in Moab gaan bly, 'n vreemde land. So sy en haar man en haar 2 seentjies vlug soontoe. Uiteindelik sterf haar man daarso. Baie hartseer. Onthou nou vrouens het niks reg gehad nie, so sy was 'n nobody skielik. Sy het niks meer gehad nie. Gelukkig het hy 2 seuns gehad daar kon help. Die trou toe met 2 Moabitiese vrouens wat ek dink nogal 'n bitterpil vir haar was, want jy het nie sommer met 'n heiden getrou nie, maar okay, sy trou hom met hulle trou met die Moabitiese girls, so sy daarmee Naomi dan weer heen kome en toe is nog 2 begrafnisse. Daai 2 seuns sterf ook. So picture yourself, eers bankrot speel, 2 begrafnis, toe 2 troues, toe nog 2 begrafnisse. En Naomi sê, nee wat, ek gaan terug. Ek is 'n nobody hierso, maar is beter om 'n nobody te wees in my eie land as 'n nobody in 'n vreemde land. En sy gaan terug en Rut, een van die dogters sê, maar ek gaan saam. Nou, Orpa sê ek gaan terug. En sy kon met volle reg teruggegaan het. En uiteindelik beland Naomi en Rut in die land wat hulle geken het, maar wat hulle niks besit nie. En dan gebeur hoofstuk 2. Hoofstuk 2 is 'n soort van 'n beplanningsstrategie. Naomi sê, en ek sê nogal 'n ou bitterbek tannie op daai stadium, sy sê, noem my Mara, wat beteken bitter, noem my, ek voel nie meer lekker nie, ek is morbid, ek is depressed, maar sy beplan saam met Rut, dat sy bietjie moet gaan na hierdie ryk oom Boas se plaas toe, en as die ouens besig om are op te tel, het hulle die gewoonte gehad om 'n paar are laat val, so die arme mense van daai are kan optel en weet is amper soos die leftovers net om so 'n bietjie te kan aangaan. En so kom sy daar en sy begin dit optel. In hoofstuk 3 begin daar so 'n halwe romanse begin gebeur tussen Boas en Rut. Boas sien nogal die vrou raak en hy wil haar losser wees en hy wil dan sê Naomi vir haar, gaan trek jy nou mooi aan en dan gaan gesels jy met hom. En dan staan dit in die Bybel en sy het by sy voete gaan lê. Ons is nie heeltemal seker wat dit beteken nie. Ons vermoed dit beteken hulle het ja, jy's reg. Hulle was stout. En dan uiteindelik dan is daar weer 'n probleem. Hoofstuk 4. Want nou skielik oom Boas sou haar nou kon loskoop, maar nou kan hy nie. Want daar was 'n ander ou wat eerste in lyn was, maar gelukkig verkoop die ou toe sy reg om dit te doen en uiteindelik word Boas weer 'n troue en Rut getroud. Hey, wonderlik. En hulle het 'n kind, Obed. Jy onthou hierdie laaste storie hierso? Hierso is die storie van hier's gemors. En die Here sê ek het iemand nodig om vir julle te gee. En uiteindelik word Obed gebore. En as jy 'n bietjie verder gaan blaai, Obed is die oupa van Dawid. En Dawid is die voorvader van Jesus. Wat kom sê, ek gaan hierdie goed kom regmaak. Ouens, ek sien uit na Sondag se preek wat gaan oor ompaaie, want dis juis waaroor dit gaan. Partykeer loop die Here ompaaie met ons deur bankrotskappe en begrafnisse en troues en verkeerde troues en weer op die regte plek te kom en partykeer gebruik hy juis hierdie ompaaie soos by hom uitkom. Die heel interessante van hierdie hele boek is die verteller van die boek noem nêrens God se naam nie. Die karakters verwys partykeer na God, maar die narrator, die verteller van die verhaal, vertel nêrens vir ons direk, God het dit gedoen en God het gesê toe, dit bestaan nie. So asof hy wil sê, God is so onsigbaar, dat nie anders kan om raak te sien nie. Jy het reg gehoor.
Partykeer lyk God so afwesig en daai afwesigheid beteken ek is daar, ek is 100% daar. Partykeer in ons situasie lyk dit so morbied en te neergedruk en desperaat en tog sê die Here, ek is daar by jou. Here, dis partykeer vir ons ook maar desperaat en mekaar en partykeer lyk dit soos op die bord hier agter net 'n oorlog en gefightery. En dan kom maar 'n karakter soos Rut wat vir ons net weer hoop gee. 'n Vrou wat nooit eintlik daar moes gewees, maar sy's 'n heidense vrou. En jy trek haar in en sy word die oupa van Dawid, die ouma van Dawid, en eventually word sy as deel van die voorvaders en voormoeders van Jesus genoem. Jy hou nooit op met ons nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet, jy is by ons. Amen. Ok ouens, ek dink volgende week spring ons bietjie na die Nuwe Testament toe, net om so 'n bietjie afwisseling te doen, voor ons die Samuel en Konings en Kronieke tackle. Ja, ek sien uit daarna. Sien vir julle volgende week, mooi bly. Sien julle Sondag in die kerk. Cheers.